Ons gaan vanoggend saam lees uit 2 gedeeltes. Eksodus 12 en Johannes 19. En julle gaan nou sien in julle Bybels as julle dit hier het, dis baie lang gedeeltes. So Eksodus 12 gaan ons net die eerste 14 verse saam lees. En dan wat Johannes 19 betref, gaan ek 'n paar grepe daaruit neem en ek gaan dit op die bord vir julle gooi. Maar soos gewoonlik kry julle in hierdie gemeente huiswerk. En julle huiswerk vir die week is om Eksodus 12 en Johannes 19 in julle stilte tyd deur te lees. Die hele gedeelte, nie net die grepe wat ek vanoggend doen nie, maar die hele gedeeltes moet julle in julle stilte tyd deurlees. Eksodus 12 en Johannes 19. As jy vanoggend nie 'n Bybel het nie, sal die teksgedeelte ook vir jou op die bord wees. En voordat ons gaan begin, kom ons word 'n oomblik stil, ons word bewus van die Here se teenwoordigheid en ons vra ook saam vir sy leiding wanneer ons uit sy woord gaan lees. Kom ons bid. Here ons God, baie dankie vir u woord. U woord is 'n lamp vir ons voete en die lig vir ons pad. En wanneer ons nou uit hierdie woord gaan lees, is dit ons een gebed, dat u, Gees van God wat in ons woon, vanoggend hierdie woord vir ons sal oopbreek. Kom en heilig ons, troos ons, bemoedig ons, sterk ons en lei ons. Gees van God wat alles lewend maak, kom Here, kom en vul ons meer en vorm ons vanoggend tot u eer. In Jesus se naam, amen. Eksodus 12 vanaf vers 1. In Egipte het die Here vir Moses en Aaron gesê, hierdie maand is vir julle die belangrikste maand. Dit moet die eerste maand van die jaar word. Sê vir die hele gemeente van Israel, elkeen moet sorg dat hy op die 10de van hierdie maand 'n lam vir sy gesin het, vir elke huisgesin een. As 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, kan 'n man en sy naaste buurman dit onder mekaar verdeel volgens die getal persone. Julle moet die lam deel volgens elkeen se behoeftes. Vers 5. Dit moet 'n jaar oud rammetjie wees, sonder liggaamsgebrek, 'n skaap of 'n bok. Julle moet hom goed oppas tot die 14de van hierdie maand en dan moet die hele gemeente van Israel teen laatmiddag slag. Julle moet van die bloed smeer aan die sykante en die bokant van die deurkusyn en van elke huis waar julle die lam gaan eet. Nog dieselfde nag moet julle die vleis eet. Julle moet dit gebraai eet saam met ongesuurde brood en bitter kruie. Vers 9. Julle moet dit nie rou of in water gekook eet nie, maar oor die vuur gebraai met kop, potjies, binnegoed en al. En ek onthou in die week toe ek nou hierdie spesifieke vers gelees het, onthou ek van die vele debatte in ons Bybelstudiegroep oor afval. En my seniors wat vir my vertel hoe lekker curry afval is. Nou ek weet julle sien dit nie, dit lyk of dit daar by vers 9 uitgeval het, maar hier op my vertaling staan nie by vers 9, dit is eeu. En ons gaan nie curry afval in hierdie gemeente doen nie. So skrap dit, asseblief. Vers 10. Julle mag niks daarvan tot die volgende môre laat oorbly nie. As daar die volgende môre tog iets oor is, moet julle dit
verbrand. Julle moet dit haastig eet, aangetrek vir die reis, skoene aan die voete, kierie in die hand, want dit is die Paasfees van die Here. Vers 12. Daardie selfde nag sal ek deur Egipte gaan om al die eerstelinge van die Egiptenaars, mens en dier, te tref. Met al die Egiptiese gode sal ek afreken, want ek is die Here. Die bloed aan die huise waaraan julle is, sal 'n teken wees. Waar ek die bloed sien, sal ek die huis oorslaan, en die vernietigende slag waarmee ek Egipte gaan tref, sal julle nie tref nie. Hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees. Julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Vir julle nageslag moet dit 'n vaste instelling wees wat hulle moet vier. Tot sover. Dit is die woorde van Eksodus 12 vers 1 tot 14 wat vir ons so 'n blik gee op die heel eerste Paasfees wat gevier is. Ons het vanoggend die voorreg om as 'n geloofsfamilie saam die nagmaal te vier. En vanoggend gaan ons weer nadink aan die betekenis van die nagmaal. Wat beleef ek en jy in hierdie sakrament van die nagmaal? Ons het ongelukkig met die tyd saam so gewoond geraak aan die nagmaal, dat ons dikwels die dieper betekenis daarvan vergeet. En baie keer is dit so, ons doen dinge jaar vir jaar, en naderhand weet ons nie eintlik meer hoekom ons dit doen nie. Die betekenis raak verlore, en dit raak vir ons bloot net 'n gewoonte. En daarom gaan ons vanoggend begin by Eksodus 12, die instelling van die Joodse Pasga of die Paasfees. En as 'n mens nagmaal wil verstaan, as jy iets dieper wil verstaan van Jesus se kruisiging en sterwe, dan is dit nodig om hier by Eksodus 12 te begin. Want Jesus is nie toevallig op Paasfees gekruisig nie. Ons almal onthou die geskiedenis, die instelling van die Paasfees van die Israeliete, dit wat ons nou hier in Eksodus 12 gelees het, en is eintlik 'n baie interessante hoofstuk wat julle gerus later verder kan lees, maar net om vanoggend ons gedagtes te verfris. Die Farao het die Israeliete verskriklik verdruk, hulle verniel, hulle uitgebuit. En die Farao wou hulle nie bevry van hierdie slawerny nie. Toe het die Here allerhande plaag gestuur, maar elke liewe keer wou die Farao nie ingee nie. En toe kom hierdie laaste plaag, hierdie 10de plaag, waar die Here sê, al die eersgeborenes in Egipte, mens en dier, gaan in een nag sterf. Die doodsengel van God sou van huis tot huis gaan en al die eersgeborenes doodmaak. Maar dan lees ons by die Israeliete sou dit nie so gewees het nie, want God kom gee vir hulle 'n uitkoms. Hulle moet 'n jaar oud lam slag, sy bloed met 'n bossie marjolein aan die deurkosyne van hulle huise smeer. Daar mag geen been van hierdie lam gebreek word nie. Hy moes heel gebraai word, en dan moes die Israeliete daardie nag ten volle geklee gereed maak om te vertrek en die vleis van hierdie paaslam eet. En dan lees ons, daar mag niks van hierdie paaslam oorgebly het nie. Dit wat wel oorgebly het, moes die volgende oggend verbrand word. En dan lees ons, toe die doodsengel daardie nag deur Egipte gegaan het, het hy by die huise waar daar bloed aan die kosyne gesmeer was, verbygegaan en nie die eersgeborene van daardie huis laat sterf nie.
Maar al die eersgeborenes van die Egiptenare het gesterf. En hierdie 10de plaag was so verskriklik gewees vir die farao, dat hy toe ingestem het, dat die Israeliete moet wegtrek. En daarom na Exodus 12, het die Israeliete baie keer hierdie Pasga of hierdie Paasfees gevier. En elke keer het hulle dit gedoen om hulle self aan 3 baie spesifieke dinge te herinner. In die eerste plek, Paasfees was vir hulle 'n viering van verlossing. Dit was 'n viering van bevryding. En ons moet mooi hoor, hierdie bevryding het nie uit die hart van 'n mens gekom nie. Dit was God se idee. Dit was God se inisiatief en hy het dit gedoen uit vrye keuse. Tweedens was die viering van die Paasfees belangrik omdat hierdie fees hulle herinner het aan hulle identiteit. Hierdie fees het wie hulle herinner aan wie hulle is. Hulle is die volk van God. Hulle is vry. Hulle is bevry uit slawerny. En as dit nie vir die Here God was nie, sou hierdie mense nooit sy volk gewees het nie en sou hulle nog steeds slawe in Egipte gewees het. Maar nou staan daar oor elkeen van hulle lewens geskryf God se eiendom. En hierdie volk behoort nou aan God. Wie hulle is, alles wat hulle doen, waarheen hulle op pad is die produk van God se bevryding. En in die derde plek, die fees was belangrik, want dit was baie keer 'n fees van bemoediging en 'n fees van troos. Hierdie fees was weer so 'n stukkie bevestiging dat God het nuut begin met die volk. En ons lees dit in vers 2, as ons gou vinnig terugspring na vers 2, dan staan daar hoe hulle hele kalender verander het nadat hierdie Paasfees ingestel het. Hierdie maand waarin die Paasfees ingestel het, het die begin van hulle jaar geword. En so wou die Here vir hulle kom sê, hierdie is 'n nuwe begin vir my volk. Ek is die God wat die pad verder gaan stap met hierdie volk. En ek is die God wat hierdie volk nooit in die steek sou laat nie. Maar baie belangrik vir jou en vir my om vanoggend te hoor uit Exodus 12. Een van die baie belangrike aspekte van Exodus 12 is dat hierdie nuwe begin vir die volk behels bloed. 'n lam se bloed moes vloei. En sonder die bloed van hierdie lam sou daar nie bevryding en verlossing vir hierdie volk gewees het nie. Nou spring ons na Johannes se evangelie. En as 'n mens Johannes se evangelie lees van die begin af, van hoofstuk 1 af, dan is daar een tema waarop hy die heeltyd hamer. En dis dat Jesus God se paaslam is. Jesus is die een wat gestuur word om die oordeel by ons te laat verbygaan, net soos die paaslam destyds in Exodus 12 moes gedoen het. Maar Johannes wil hê ons moet dit baie mooi verstaan, dit wat hier in Exodus 12 gebeur en alles daarna in die Ou Testament, dit vind sy diepste betekenis, sy diepste vervulling in Jesus. En reeds aan die begin van Johannes se evangelie, dan staan Johannes die doper in Johannes 1 vers 29, hy wys na Jesus en hy sê vir die mense, maar daar kom die lam van God. En hy is die een wat ons sondes en die sondes van die wêreld gaan wegneem. En as jy nou in jou stilte tyd Johannes 19 gaan lees, dan gaan jy 'n hele paar ooreenkomste vind tussen Exodus 12
en Johannes 19. En ek het dit nou probeer om net baie eenvoudig vir julle in 'n tabelletjie op te som. En ek hoop julle kan daar sien. Julle sal sien in Exodus 12, die heel eerste 6 verse, dan staan daar, die paaslam word teen laat die middag geslag. En die paasvieringe begin die aand. Johannes 19 vers 30, dan staan daar, Jesus het sy asem uitgeblaas die middag. Die ander evangelie sê, dit was 3 uur die middag, presies dieselfde tyd, wat die priester sou begin het in die tempel, om die paaslammers te slag. Hoor julle die ooreenkoms? Vers 7 van Exodus 12. Die lam is geslag. Die bloed word gesmeer aan die deurkusyne. Johannes 19 vers 17 sê, Jesus is nie geslag nie, Jesus is gekruisig. En sy bloed word op die kusyne van ons lewens gesmeer. Vers 8 van Exodus 12. Die paaslam word geëet met Goed, kom ons gaan weer terug na die bitterkrye, vers 8. Daar staan dat die paaslam saam met bitterkrye geëet moes word. En ek weet nie of jy al gewonder het, hoekom bitterkrye nie, maar die bitterheid van hierdie krye moes die volk herinner aan die bitterheid van hulle slawerny in Egipte. Nou is dit baie mooi. Dit staan nie spesifiek in Johannes 19 nie, maar as jy Matteus 27 lees, vers 34, dan staan daar, Jesus is 'n mengsel van wyn en bitterkrye aangebied aan die kruis. En hierdie bitterkrye sou vir Jesus gewys het na die bitterheid van hierdie sonde slawerny, waarin ons as mens vasgekeer is. Dan nog steeds by vers 8, die ongesuurde brood. Baie interessant, tydens die Paasfees in die Ou Testament, mag die volk glad nie suurdeeg geëet het nie. Dit was die heeltyd ongesuurde brood en bitterkrye. Dan lees ons ook nie in Johannes 19 nie, maar in Matteus 16 vers 16 is Jesus aan die woord. En dan gebruik hy suurdeeg as 'n prentjie van sonde. Paulus kom in 1 Korintiërs 5 vers 7, dan sê hy, verwyder hierdie ou suurdeeg uit julle lewens, sodat julle nuwe ongesuurde deeg kan wees. En dis wie julle werklik is, want die paaslam is vir julle geslag. So julle hoor iets hier van 'n sonde wat afgelê moet word, van 'n vernuwing wat in ons lewens moet plaasvind. Vers 22 in Exodus 12, die marjolyntak of die hisoptakkie, soos wat van die vertalings dit noem, is die takkie waarmee die bloed van die paaslam aan die kusyne gesmeer is. Johannes 19 vers 19 sê vir ons, die spons met die wyn wat die soldate vir Jesus aangebied het, was ook op 'n marjolyntakkie gewees. Exodus 12 vers 5 sê die paaslam moes sonder liggaamsgebrek gewees het, geen been mag in hierdie lam gebreek gewees het nie. Johannes 19 vers 33 tot 36 sê, Jesus was sonder gebrek, hy was sondeloos, hy was rein en geen been in Jesus is gebreek nie. Dan in die laaste plek, vers 10 tot 11, niks van die paaslam mag oorgebly tot die volgende oggend nie. En die Israeliete moes haastig hierdie paasfees gevier en daarvan geëet het.
Johannes 19 vers 38 tot 41 sê, Jesus is op so 'n vinnige en 'n haastige manier begrawe, omdat die Sabbatdag voorgelê het en die aand sou aangebreek het. En as jy net na hierdie ooreenkomste kyk tussen die Ou en die Nuwe Testament, dan kan jy dit amper nie misverstaan nie. Jesus Christus is God se paaslam. Dit is die lam wat vir jou en vir my voorsien is. Dit is die lam wat op Golgotha geslag is. Dit is die lam wat God se sonde van die wêreld moes wegneem. Dit is die lam wat moet keer dat God se oordeel ons nie moet tref nie, dat dit by ons verby sal gaan, dat ons nie in 'n ewige dood sal sterf nie. En die Paasfees van die Ou Testament, die Pasga, wat hulle hier in Eksodus 12 gevier het, dit vind sy heel diepste vervulling in Christus. En hoor baie mooi vanoggend, dit wat ons vanoggend vier, is nie 'n Christelike weergawe van die Joodse Paasfees nie. Daar's so 'n nuwe tendens wat al meer begin opvlam, dat Christene begin terugkeer na die Joodse feeste en die Joodse vakansiedae en hulle noem hulle self Joodse Christene. En dit kan nie so wees nie. Die nagmaal is nie 'n Christelike weergawe van dit wat die Jode, die Israeliete in Eksodus 12 gevier het nie. Inteendeel, dit wat in Eksodus 12 gevier is, het tot 'n einde gekom. Dis 'n ou verbond wat tot 'n einde kom. En die nagmaal is die nuwe begin, die nuwe verbond wat begin. Toe Jesus aan die kruis gehang het, was dit vir my en vir jou. Sodat hy in ons plek God se oordeel kon ondergaan, God se straf kon dra, die vloek van sonde in sy eie liggaam kon dra, met sy eie lewe kon betaal, sodat ek en jy vandag vry kan wees. En as 'n mens so daaraan dink, dan help dit ons om te verstaan dat Jesus se kruisiging en sy sterwe is nie 'n tragiese einde van 'n wonderlike profeet wat geleef het nie. Ook hier sien ons baie duidelik, Jesus is God se lam. Dis so deur God beplan. Dis God wat hier in die inisiatief geneem het. Dis God wat na ons toe gekom het en gesê het, hier is vir jou 'n uitkoms. Keer op keer het Jesus vir sy disippels gesê, hy moet sterwe. Keer op keer het hy gesê, hy moet homself offer. Hy moet sy lewe gee. En hy is die een wat alles vir ons moontlik gemaak het. En vanoggend, net soos al die ander kere, kan ek en jy net ons hande na die Here toe uitsteek en dit ontvang. Ons kan niks bied vir die Here nie. Ons kan niks gee vir die Here nie. Dis 'n geskenk wat ons ontvang en dis uit loutere genade dat ek en jy dit ontvang. En dis wat ons vanoggend met die nagmaal vier. Jesus is die lam van God wat die sonde van die wêreld, my en jou sonde wegneem. En die nagmaal herinner ons dat Jesus se bloed aan die kusyne van jou lewe gesmeer is, sodat God se oordeel by jou verby sal gaan en dat die verdoemenis van die ewige dood jou nie sal tref nie. Dis wat ek en jy vanoggend by die nagmaal vier en ons weet dit alles is net genade. In die tweede plek, die nagmaal as gemeenskap. In Eksodus 12, baie opvallend om te sien dat die Israeliete die Paasfees gevier het as 'n gemeenskap. En 'n hele paar keer in Eksodus 12, dan lees ons die woorde, die hele gemeente van Israel het bymekaar gekom. Nie net
'n sekere groep persone nie. Niemand is uitgesluit nie. Almal moes dieselfde opdragte uitvoer. En elke keer hierna in Eksodus 12, wanneer Paasfees gevier word, het die volk almal bymekaar gekom en hulle het saam teruggekyk na hierdie dag toe hulle bevry is. En hulle het onthou, saam is hulle die volk van God wat gered is. En vanoggend met die nagmaal is daar ook 'n gemeenskaplike element. Ons staan en leef nie net alleen voor God nie, maar ons is deel van 'n geloofsgemeenskap wat saam voor God staan. En die nagmaal vanoggend is nie net 'n persoonlike herinnering aan ons verlossing nie. Dis 'n herinnering dat ons 'n familie is. Ons is mense van die kruis. Ons is mense van die lam, van Christus. Ons is deel van 'n groter gemeenskap. Ons is deel van 'n toekoms. En dit was nooit die bedoeling dat jy as 'n gelowige jou geloofspad alleen moet stap nie. Dit was nooit die bedoeling nie. Hierdie week in Pinkster het ons een aand stil gestaan by Handelinge 2. Ons het maandag aand, dinsdagoggend stil gestaan by Handelinge 2. Die heel eerste gemeente wat gevorm is. En sommer heel aan die begin sien ons die sterk fokus wat daar was op verhoudings. Dat hulle amper alles as 'n gemeenskap saam gedoen het. En elke keer wat mense tot bekering gekom het, sê Handelinge so mooi, dis die Here wat hierdie mense by hierdie gemeenskap gevoeg het. Want hierdie was 'n versorgende plek gewees. Hier was die mense nie net ingestel op hulle self nie, maar hulle was ingestel op mekaar. En hierdie mense van buite het geweet, in hierdie gemeenskap is ek ook welkom. En miskien moet ek en jy vanoggend 'n bietjie anders dink oor ons redding. Die reddende genade van God is nie net dat God my gered het van my sonde en verlorendheid deur Jesus se offer aan die kruis nie. Dis nie net dat God my deur Jesus se bloed bevry het van 'n sondeslawerny en 'n ewige dood nie. Maar God se reddende genade bestaan ook daarin dat God my deel gemaak het van sy kerk. Dat God my deel gemaak het van 'n geloofsgemeenskap, van 'n geloofsfamilie, van mense wat saam met my die pad stap, wat my kan optel, wat my kan bemoedig, wat my kan troos, wat my in liefde kan vermaan as hulle sien ek is besig om af te dwaal van die goeie pad. Die nagmaalsformulier sê so mooi dat die Heilige Gees vanoggend ons oë oopmaak vir dit wat Jesus vir ons gedoen het. Maar die Heilige Gees is ook hier om ons oë vir mekaar oop te maak en om opnuut ons in liefde aan mekaar te verbind. Kyk gou vir 'n oomblik na die mense om jou. Dis jou familie. Ons maak mekaar partykeer kwaad. Ons trap op mekaar se tone, ons irriteer mekaar, ons knor mekaar. En dis nie net die dominee wat dit doen nie, julle doen dit ook. Ek doen dit dalk 'n bietjie meer, maar julle doen dit definitief ook. Julle knor ook partykeer vir mekaar. Partykeer trap julle ook op mekaar se tone, maar hierdie is jou familie. En jy is presies waar jy moet wees. Jy is nie alleen nie. Jy vier nie vanoggend die nagmaal alleen nie. Jy vier dit as 'n lid van 'n geloofsfamilie, 'n familie wat vir jou omgee, 'n familie wat saam met die geloofspad met jou wil stap.
En as ons vanoggend die tekens van die nagmaal ontvang, is dit nie net 'n persoonlike ontmoeting met Jesus nie. Dis ook 'n teken van ons eenheid in Jesus se liggaam. In die derde plek, die nagmaal as 'n gedagtenis. Eksodus 12 is daar hierdie baie sterk gemeenskapselement. Maar as jy baie mooi kyk, is daar 'n baie sterk fokus op gesinne en op families. En Paasfees was van die begin af 'n familiefees. Elke huisgesin, elke huishouding het deelgeneem. In vers 24 tot 27 van Eksodus 12, dan lees ons hoe die ouers vir die kinders moes verduidelik waaroor hierdie fees gaan. Die kinders is nie in die Ou Testament uitgesluit van die Paasfees nie. Want die Paasfees was 'n geleentheid vir die ouers om vir hulle kinders hierdie verlossingsverhaal te verduidelik. En in die Nuwe Testament is dit nie anders nie. As ons kyk na die doop, kinders word ingelyf in Christus, maar ook in die liggaam van Christus, in die kerk, in die gemeente, en daarom maak ouers hierdie belofte, dat hulle kinders in die waarheid van die Bybel sal leer en onderrig. Met die nagmaal is dit nie anders nie. Jesus het gesê, gebruik dit tot my gedagtenis, en daar's 'n leerelement hierby, daar's 'n onderrig opdrag hierin. Want die woord gedagtenis beteken meer as 'n herinnering. Ons moet eintlik dink aan 'n monument wat ons en ons kinders vertel wat God in ons lewens gedoen het. Die nagmaal is 'n monument wat ons gereeld aan ons verlossingsverhaal herinner, wie God is, wat Christus vir ons gedoen het. Maar as 'n monument is die nagmaal nie net 'n herinnering van 'n gebeurtenis uit die gryse verlede wat ons net so nou en dan vier nie. Ons vier die nagmaal omdat dit nie net 'n verlossingsverhaal is nie, maar dit is ons verlossingsverhaal. Ons vier dit nie omdat dit 'n tradisie is nie. Ons vier dit nie omdat dit deel is van ons kultuur nie. Ons vier die nagmaal want dit is ten diepste ons verhaal. 'n Verhaal wat vertel wie ons is, waar ons vandaan kom, wie ons bevry het en waarheen ons op pad is. Dis ons verhaal. En die opdrag daarbey vir jou as 'n ouer, vir jou as 'n ouma of oupa, dat jy hierdie verlossingsverhaal vir jou kinders sal leer. Dat jy 'n draer van hierdie verlossingsverhaal sal wees, sodat dit jou kind of jou kleinkinders se lewe so sal beïnvloed, dat hulle self ook 'n kind van God wil wees. Dis wat die nagmaal vanoggend vir ons vra, as ouers, as grootouers, dat jy jou kind of jou kleinkind sal leer, en hulle sal aanhou leer, wat die betekenis van die nagmaal is. En dan in die laaste plek, die nagmaal as 'n viering. Eksodus 12 vers 14, dan sê dit so mooi, die Paasfees is die fees van die Here. En dit moet as 'n fees van die Here gevier word. Vanoggend dui die tekens van die nagmaal alles op Jesus se lydensweg. Sy offer aan die kruis, sy bloed wat vir ons gevloei het, sodat sy bloed aan die kusyne van ons lewens geverf kon word, sodat God se oordeel by ons verby sal gaan, sodat die doodsengel by ons verby sal gaan, en ons nie in 'n ewige dood sal sterf nie. Maar hierdie tekens van die nagmaal is nie 'n teken van rou en van droefheid nie.
Hoewel ek en jy die nagmaal vier met 'n gewyde erns, bly dit 'n fees. Dit bly die Here se fees. En ek en jy vier vanoggend fees. Want sonder die verlossing van Jesus sou ek en jy nog steeds slawe gewees het van sonde. Ons sou nog steeds vasgevang gewees het in die mag van die bose en die dood. Maar vanoggend het ek en jy die geleentheid om die grootheid van God se genade te vier. Hierdie grootheid van God, dat hy bereid was om sy kosbaarste te gee, sy enigste te gee, as die paaslam, sodat ek en jy vry kan wees. Die tekens van die nagmaal herinner ons vanoggend, ons is vry. Ons behoort aan God. Ons is kinders van God. Ons is God se eiendom. En God stap die pad saam met jou en saam met my. En mag ons vanoggend, wanneer ons die tekens van die nagmaal gebruik, mag ek en jy onthou dat Jesus die lam van God is, wat die sonde van die wêreld, jou sonde, my sonde wegneem. Dat Jesus se liggaam gebreek is vir jou en vir my. Dat sy bloed gevloei het vir jou en vir my, sodat ons vry kan wees. Sodat ons deel kan wees van 'n familie. Sodat ons 'n verhaal het wat ons kinders kan leer. En sodat ons vanoggend fees kan vier. Want ons is vry. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, baie dankie vir u woord. Dankie dat ons vanoggend die nagmaal mag vier. Voor ons vanoggend is 'n gedekte tafel met brood en wyn. 'n Klein stukkie brood. 'n Klein bietjie wyn vir ons elkeen en tog, Here, is dit soveel meer. Dis u self wat vanoggend hier is om vir ons die brood te breek en die wyn te skink en om ons te herinner aan die heel grootste offer. Dis u liggaam aan die kruis, dis u bloed wat gevloei het vir ons. Dankie Here vir hierdie offer. Sonder hierdie offer sou ons verlore gewees het, sonder hierdie offer sou ons slawe gewees het. Sonder hierdie offer sou ons geen hoop en geen toekoms gehad het nie. Dankie dat u ons elkeen so lief het. Ons voel onwaardig dat u die hoogste prys betaal het vir ons. Want ons is sondaars wat eintlik niks verdien nie. Maar dankie dat u in soveel genade u self vir ons gegee het. Ons prys u oor hierdie groot genade vir ons. En seën ons nou as 'n familie, wanneer ons die brood eet en die wyn drink. En maak ons bewus van u teenwoordigheid. In Jesus se naam. Amen.